Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 11de Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: matrikulant na rugbywedstryd met 'n mes gesteek in Bredasdorp. Nog berigte: inbraak by 'n skool in Koffiefontein in die Vrystaat, 12 rekenaars gesteel. Polisie sal bendes nie ongestraf laat bly wat polisielede aanval nie. Nederlander wen dames Tour de France. Grey College van Bloemfontein wen Outeniqua met 45 punte teen 17. Raúl Fernandez van Spanje wen Britse MotoGP. 'n Ernstige voorval het Saterdag na 'n rugbywedstryd by Hoërskool Bredasdorp in die Wes-Kaap plaasgevind. 'n 17-jarige matrikulant van die Hoërskool Punt in Mosselbaai is na die rugbywedstryd in die rug gesteek met 'n mes. Die wedstryd wat tussen Hoërskool Bredasdorp en Hoërskool Punt gewees het. Die twee skole speel volgens berigte jaarliks teen mekaar. Die steekvoorval het op die terrein van Hoërskool Bredasdorp gebeur nadat die wedstryd wel klaar was. Die seun het steekwonde aan sy rug opgedoen en is vir mediese behandeling na die hospitaal geneem. Volgens die jongste inligting is hy stabiel en herstel hy in die hospitaal. Die polisie het 'n saak van poging tot moord geopen en ondersoek nou presies wat gebeur het. Die Hoërskool Bredasdorp het ook bevestig dat die seun op die skoolterrein gesteek is. Die skool sê die persoon wat hom gesteek het was nie aan die Hoërskool Bredasdorp verbonde nie. Die polisie het egter nog nie bevestig of die verdagte ook 'n leerder was nie. Daar is ook op hierdie stadium nog geen arrestasies gemaak nie. Die omstandighede wat tot die steekvoorval gelei het, word steeds ondersoek deur die polisie. Die polisie in die Vrystaat vat die gemeenskapshulp nadat daar by Koffiefontein gekombineerde skool ingebreek is. Volgens berigte het die diewe onder meer 12 rekenaars uit die skool gesteel. Die inbraak uit die skool het 'n groot verlies gelaat, aangesien rekenaars 'n belangrike rol speel in die onderrig van hulle leerders. Die polisie is tans besig met 'n ondersoek en probeer vasstel wie verantwoordelik is vir die inbraak en hierdie diefstal. Die polisie doen ook 'n beroep op inwoners van Koffiefontein en omliggende gebiede om enige inligting wat kan help om die verdagtes op te spoor met hulle te gaan deel. Wanneer toerusting soos rekenaars gesteel word, raak dit nie net die skool finansiëel nie, maar dit kan ook die leerders se onderrig beïnvloed. Die polisie vra daarom dat enige iemand wat iets verdag gesien het of moontlik weet waar die gesteelde rekenaars is, die polisie moet kontak. Die waarnemende minister van polisie, Faris Chakalia, sê bendes wat polisielede vermoor, sal nie toegelaat word om die land se gemeenskappe so te terroriseer nie. Chakalia het die sterk boodskap gegee nadat 2 lede van die polisie se anti-gang unit en 2 burgerlikes in 'n skietery in Reigerpark aan die Oosrand dood is. Die 2 polisielede was besig om op te tree teen bendegedrewe geweld toe hulle in die aanval doodgeskiet is. Die 2 burgerlikes wat ook dood is, was 2 vroue wat volgens die polisie besig was om in 'n voertuig te klim nadat hulle by 'n winkel was. Chakalia sê die aanval word as genadeloose bendeverwante moord beskryf. Hy sê die polisie moet alles binne die raamwerk van die wet gebruik om gewelddadige bendes uitmekaar te haal. Die minister het ook 'n beroep op gemeenskappe gedoen om saam met die polisie op te tree. Hy sê inwoners moenie stil bly wanneer hulle weet wie agter bendemisdade sit nie. Die gemeenskapsleiers, kerke, sportorganisasies en ander burgerlike organisasies moet volgens hom saamstaan om jong mense weg te hou van gangsters. Chakalia sê die strate en gemeenskappe moet van die bendes teruggeneem word. Die boodskap van Chakalia is duidelik: polisielede moet hulle werk kan doen sonder om gewelddadige bendes geteiken te kan word en diegene wat verantwoordelik is vir hierdie moorde moet deur die regstelsel tot verantwoording geroep word. Die ondersoek na die Reigerpark skietery duur voort en die polisie doen 'n beroep op die gemeenskap om enige inligting wat tot die verdagtes kan lei met die owerhede te deel. Suid-Afrika het die afgelope naweek 'n behoorlike voorsmaakie van die winter gekry met sneeu wat in verskeie provinsies geval het. 'n Sterk koue front saam met die afgesnyde laagdrukstelsel het vanaf die naweek oor die land inbeweeg en baie koue, nat en winderige toestande veroorsaak. Sneeu is veral oor die hoër liggende gebiede in die Oos-Kaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Noord-Kaap en Wes-Kaap aangemeld. In die Oos-Kaap was die sneeu op sommige bergpasse swaar genoeg om verskeie bergpasse te sluit, terwyl motoriste op plekke gestrand geraak het. Die Swart Bergpas tussen Oudtshoorn en Prins Albert is ook gesluit nadat sneeu die pad uiters glad gemaak het. Motoriste is gewaarsku om nie onnodig in die sneeugebiede te reis nie. Die Vrystaat het eweneens baie koue toestande ervaar met sneeu oor sommige hoë liggende gebiede. Die provinsiale owerheid het inwoners en motoriste gemaan om uiters versigtig te wees weens die kombinasie van sneeu, ysige temperature, sterk winde en gladde paaie. Tuisondersteuners van die Demokratiese Alliansie, oftewel die DA, het Saterdag bymekaar gekom vir hierdie party se grootste bekendstelling van sy verkiesingsmanifest vir die komende munisipale verkiesing.
Die byeenkoms wat in Newton Johannesburg plaasgevind het na raming meer as 10.000 mense gelok wat op die bene was om die party se nuwe visie vir plaaslike regering aan te hoor. Dit was ook die eerste groot manifest bekendstelling onder leiding van die DA se federale leier. Die kernpunte uit die manifest is, die party het sterk benadruk dat munisipale poste slegs aan bekwame persone toegeken sal word en dat openbare gelde met 0 toleransie vir korrupsie beskerm sal word. Aandag is gevestig op praktiese oplossings vir vervalle infrastrukture, die regmaak van foutiewe rekeningsstelsels en die herstel van openbare fasiliteite in samewerking met gemeenskappe en besighede. Leiers soos Cele Bring het 'n sterk beroep op kiesers gedoen om aan die DA 'n volstrekte meerderheid te gee om onstabiele koalisies te vermy en meer doeltreffende dienste aan die inwoners te kan lewer. Die geleentheid het gedien as 'n belangrike politieke vertoonvenster in die aanloop tot die stembus waar partye veg vir beheer oor belangrike metropole en plaaslike owerhede. 'n Nuwe meningspeiling het getoon dat Suid-Afrikaanse vroue oor die algemeen baie sterk, selfverseker en bemagtig voel in hulle persoonlike lewens. En die geld bly egter 'n ernstige struikelblok in hulle daaglikse lewens. Volgens die navorsing is die meerderheid vroue trots op hulle prestasies en die rol wat hulle in hulle gesinne en gemeenskappe speel. Hulle voel dat hulle al hoe meer impak het en hulle eie keuses kan uitoefen. Vroue rapporteer dat hulle sterk en selfstandig voel en gereed is om uitdagings aan te durf. Om die anker styf te hou, raak al hoe moeiliker. Die stygende lewenskostes, hoë pryse van kos, brandstof en 'n gebrek aan werksgeleenthede beteken dat baie vroue voortdurend stres oor hulle gelde. Die Toyota Cheetahs het 'n asemrowe en dramatiese oorwinning van 31 teenoor 26 punte teen die Stormers 15-tal behaal in 'n Karibeker wedstryd wat op Athlone Stadion in Kaapstad plaasgevind het. Met die telbord op 26-11 gelykop en die tyd reeds verby, in die 80ste minuut het die Cheetahs groot geduld gewys deur die bal deur ongelooflike 29 tot 30 fases te dra. Die ervare Springboks-skramskakel Faf de Klerk het uiteindelik deurgebreek en in die linkerhoek gaan druk om die wedstryd vir die Vrystaaters te beslis. Die tuisspan was vir die grootste deel van die wedstryd in die bes gespelende span en het 'n voorsprong opgebou, onder meer 14-5 voor rustyd en 21-12 met minder as 25 minute se speeltyd oor. Hulle kon egter nie al hulle kansse benut het nie en het onder druk gekom weens dissiplinêre probleme. Die Stormers het hulle self in die voet geskiet met geel kaart aan spelers soos Vandile Nlaba en Kolanyali. Cheetahs het die oomblik van 'n man meer op die veld goed benut met 'n strafdrie en veral drukpoging onder meer Michael Annies wat hulle terugweg in die wedstryd gebring het. Die All Blacks se nuwe kaptein, Luke Jacobson, staan vanaand voor een van die grootste uitdagings van sy loopbaan wanneer hy die Nieu-Seelandse nasionale rugbyspan vir die eerste keer as 'n kaptein aanvoer in hulle strafvolle kragmeting teen die Haai op Kings Park. Hierdie wedstryd vorm 'n hoogtepunt van hulle huidige toer deur Suid-Afrika. Die All Blacks het hulle toer Vrydag afgeskop met 'n uitstekende oorwinning teen die Stormers in Kaapstad. En die span is vol selfvertroue om hierdie momentum verder voort te sit. Die hoofafrigter Dave Rennie het 'n merkbare veranderde span vir die tweede wedstryd aangewys om die diepte van sy groep te toets. Vir Jacobson is die kapteinskap 'n kroon op jare se harde werk en die deursettingsvermoë op internasionale vlak. Afrigters reeds hulle vertroue in sy leierskap uitgespreek, veral gegeewe in die enorme druk wat dit verg om 'n All Black span op 'n Suid-Afrikaanse bodem te kan lei. Die Haie wat bekend is vir hulle fisieke spel en tuisveldvoordeel in die Voleka Stadion, die Kings Park, sal geensins terugstaan nie. Grey College van Bloemfontein het Saterdag 'n dominante vertoning op die tuisveld gelewer toe hulle die besoekende hoërskool Outeniqua George met 'n oortuigende 45 teenoor 17 punte verslaan het. Die tradisionele interskole kragmeting het groot verwagtinge geskep, maar dit was die gasheer van die Vrystaat wat vanaf die aftrap die looiwerk besit het. Gay het van die begin af losgeslaan en met flinke balbesit en snelle agterlynspel die Kwaggas onder groot druk geplaas. Hulle vermoë om strafbare oomblikke in punte te omskep het gemaak dat hulle vroeg reeds 'n stewige voorsprong opgebou het. Die tuisspan se voorspelers het 'n stewige fondament gelê wat die agterlyn in staat gestel het om die verdediging van Outeniqua herhaaldelik te breek. Hoewel die hoërskool Outeniqua met dappere verdediging en deursettingsvermoë probeer terugweg het en daarin geslaag het om 'n paar keer deur te dring om hulle eie punte aan te teken, kon hulle nie die aanvalsgolwe van Grey College gesluit het nie. Met die eindvletjie wat omgebars het, op 45-17 het Grey College hulle reputasie as een van die top fikskole in die land absoluut bevestig. Die Nederlandse fietsleier Demi Vollering het haar merkwaardige seisoen beklemtoon deur die Tour de France vir Famous vir die tweede keer in haar loopbaan te wen. Nadat sy reeds in 2023 koning gekry het die sterryer van die Fiji United span van jare skitterende vertoning gelewer. Sy het 'n algehele oorwinning op die slotdag in die stylvolle talent van 'n kampioen beklink deur nie net die geeltrui suksesvol te verdedig nie, maar ook die finale etiek wat in nuus geëindig het te wen.
Met hierdie triomf voeg Foltering nog 'n blink prestasie by haar reeds indrukwekkende lys van suksesse in 2026 by, wat onder meer haar eerste Giro d'Italia oorwinning vroeg vanjaar ingesluit het. Die Spaanse renjaer Raúl Fernández van Trackhouse Aprilia het Sondag meesterlik en dominante vertoning gelewer om die Britse MotoGP op Silverstone renbaan te kan wen. Nadat hy Saterdag 'n teleurstellende dag beloop het met 'n val in die sprint, het Fernández op die voortreffelike wyse teruggeveg, uit vanaf die tweede wegspringplek weggebreek, die voorsprong in die eerste draai geneem en die res van die veld agter hom gelaat om van die begin tot die einde koning te kry. Dit was 'n historiese skitterende naweek vir die Aprilia-fabrikaat wat volle podium uitspeel 1, 2, 3 opgesom het. Die eerste plek is Paul Fernandes en die tweede plek is Jorge Martin van Aprilia Racing wat 'n sterk herstel na sy voorloop in die wêreldkampioenskap punteleer verstewig het. In die derde plek was Marco Bezzecchi ook van Aprilia Racing. Die Suid-Afrikaanse atletiekster Dumi Ramaggopa het uitstekende vertoning gelewer by die wêreld onder 20 atletiekkampioenskappe in Haywardfield, Oregon, deur 'n briljante tweede plek met die silwermedalje in die 4x 100 meter hekkies vir vroue los te hardloop. Hoewel sy wyd bekend staan vir haar uitsonderlike vernuf in hekkiesnommer, was haar prestasies van aanskoulike gehalte gewees. Sy het 'n skitterende dubbele medalje oes op die wêreldtoernooi verseker, aangesien sy ook 'n silwermedalje in die 100 meter hekkies vir haar opgerap het. Hierdie prestasie beteken dat Ramaggopa na 'n teleurstelling by vorige kampioenskappe nou onteenseglik haar plek onder die wêreld se roem jeugatlete verstewig het en sy word beskou as een van die blinkste sterre vir die toekoms in Suid-Afrikaanse atletiek. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1217, Polokwane 612, Lephalale 517, Mbombela 812, Mahikeng 418, Pretoria 611, Johannesburg 316, Ermelo 014, Kalahari 419, Gaborone 618, Richards Bay 1418, Pietermaritzburg 712, Durban 1217, Port St Johns 914, Pongola 1217, Maputo 1318, Bethlehem 211, Bloemfontein 315, Allewal Noord 213, Welkom 515, Vryburg 917, Kimberley 315, Appington 25, Prieska 418, Springbok 518, Karasburg 318, Keetmanshoop 419, Mariental 320, Alexanderbaai 1128, Brandvlei 317, Loedersbaai 1731, Vredendal 824, Kaapstad 818, Sutherland 017, George 716, Jeffreys Bay 1016, Gebarra 915, Graaff-Reinet 211, Kaaphooglaas 916, De Aar 214, Molteno -1 Beaufort West 512, Oos-London 913, Mabalane 14 en 18 grade Celsius in die namiddag. Ons verkorte weerberig by provinsie lyk so: die Vrystaat provinsie koud vroeg, maar sonnig en warmer later. Gauteng koud vroeg, daarna gedeeltelik sonnig. Noordwes koud met sonskynperiodes. Limpopo koel tot warm, meestal sonnig. Mpumalanga koud vroeg, later gedeeltelik bewolk. KwaZulu-Natal koel tot koud met bewolkte toestande en moontlike reën in sekere dele. Oos-Kaap koud met wolke en moontlike reën, sneeu moontlik oor die hoë berge. Die Wes-Kaap koud met reën in dele, veral langs die suidelike kusgebiede. Sneeu oor hoë berge is ook moontlik. Die Noord-Kaap koud vroeg in die oggend, maar sonnig en droog in die meeste gebiede. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.20 teenoor die Amerikaanse dollar. 'n pond kos R21.88. Die euro verhandel teen R18.70. Die Australiese dollar kos R11.43. 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,764. Palladium kos $1,386. Die prys van goud per fyn ons is $4,390. Die prys van silwer is $65.81. Die prys van Brent olie per vat is $83.55. Gedagte vir die dag: onthou, jy kan nie gister verander nie en môre is nog nie hier nie, maar jy kan vandag kies om met hoop, liefde en dankbaarheid te leef. Mag jou dag gevul wees met vrede, krag en goeie mense om jou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne
en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.